Dis die Raakvat Rugby podcast. Welkom terug by die Vrydagmiddag Raakvat Rugby podcast. Die tyd wat wie die spanne is en hele paar verrassings daar by die Stormers, veral jy staan nou toevallig daar in DHL Stadion. Ek en jy het nou 'n paar gebeure opgestuur om hierdie wifi in die gang te kry. Maar as ek sê, niemand is nie ongewoon om 'n bietjie 'n paar gebeure op te skiet daar uit DHL Stadion of as ek onregverdig Harry. Nee, ons ken dit veral deur die jare, dit kom van Nieuweland af ook en ek dink elke stadion in die land het daai komponente seker. Soms bid jy minder en soms bid jy meer en soms huil jy. So dis alles wat gelyk gebeur. Ja, hier in die media deel wat ek nou staan hier was al baie vreugdeviere en ook teleurstellings en mees onlangs 'n paar dae terug gewees. So nuwe dag, nuwe week, nuwe Saterdag en 'n nuwe wedstryd. So dis wat ek optel ook hier in die media. Met Roan Nel en John Dobson het hier in die media nou net gesels en so ja, dit is ek kan sien dit is nou almal is bly dat hulle is nou so ver al in die week. Is Vrydag en almal is reg vir môre se wedstryd. Vandag sou dit baie mooi gewees het om te speel. Dis 'n perfekte dag. Môre is ook daarom nie te sleg nie. Sondag reën dit weer. So die Stormers mis die reën daarom met een dag. Dankie tog. Want daai Glasgow kies hou van 'n nat modderige veld. Dankie. Hulle kan nie al die voordele kry nie. Net so vinnig wil ek weer praat. Ek en Harry praat later vanmiddag met John Dobson en Dion Fourie, eksklusiewe onderhoud. Ons gaan later die naweek plaas. Gaan nie oor die wedstryd en gaan oor wat gaan aan by die Stormers. Dis 'n interessante een wees. Ek sien uit daarna. Maar ja, interessante span wat hulle gekies het. Hulle het uiteindelik weer 'n vleuel ontdek daar. Lyk my hulle besluit Simelani kan ook hom eerder op vleuel probeer. Eerder is Damian Willemse. So ek en jy het lekker ons monde uitgespoel oor Damian Willemse op vleuel. En tydelik kyk hulle na ons podcast want hulle het hom geskuif 15 toe. Dankie tog. Iemand het die lig gesien. Ja, ek dink daar was baie druk van baie kante af en ek dink die redes waarom hy daar gespeel het, ek het dit verstaan. Ek verstaan veral teen Edinburgh, maar ek dink hy het goed genoeg gedoen teen Edinburgh en eintlik die hoop was dit 'n bietjie deurtrek. Ek dink ook die effek was dit is ook 'n geval van geland wat op 15 teen Connacht nie lekker sy voete gevind het nie en nie 'n goeie wedstryd gehad het nie en ek dink dit het Dobson se hand ook 'n bietjie daar geforseer in 'n mate. Maar ja, ons weet wat Damian Willemse kan bied op 15 vir die Springbokke en vir 12 ook natuurlik, maar veral op 15. So nog steeds Simelani is eintlik wat ons ken hom as 'n buitesenter, so veelsidig, hy kan heel agterop speel. Dit is maar die aard deesdae van moderne rugby. Ek dink as mense nou praat van ander spanne ook, die Leeu's het dieselfde spelers wat op 'n paar plekke kan speel, veral die Bulls. Ek dink jy kan vir Kane Moody en Sebastian de Klerk twee spelers wat nou en Kriel ook is 3 spelers wat ek nou kan dink aan wat basies in die senter en vleuel en heel agter al 3 kan speel. So dit jy het daai veelsidigheid nodig. Hartzenberg het John Dobson in die media gesê voel hulle is nog so wedstryd weg van totale wedstrydfiksheid. Hy het net teruggekom van 'n besering. Hy speel weer teen die Sharks 23. Dit is die een speler wat meeste van die rugby verlede jaar op vleuel gespeel het saam met Senatla wat nog beseer is. So ja, dit is nie ideaal nie. Senatla het die kere wat hy van die reservebank af vleuel gespeel het eintlik nie sleg gedoen nie. Dit is die een area wat ek dink met Willemse op heel agter dink ek is dit nog 'n ekstra pyl of 2 in die koker van die Stormers en dit gaan toetsrugby wees Saterdag. Die Stormers is onder geen illusie wat 'n span gaan opdra van Glasgow Warriors nie. Dink dit is natuurlik nie dieselfde span as wat 'n week terug gespeel het nie. Inteendeel, dis amper hy's deurtrek van internasionale spelers. So dit gaan 'n baie hoë intensiteit. Hulle is nie van net die eerste met 4 punte op die puntelys voor, al het hulle nog die afgelope naweek verloor nie. So baie groot wedstryd vir die Stormers. Ons weet dis baie op die spel. Maar Roan Nel het ook gesê in die media en weer dat dis nou meer terug in hulle hande, weet, dit was natuurlik moeilik laasweek en hulle kon nie gou genoeg weer op die veld kom nie. Maar hy het ook gesê, hy het gesê, ek dink hy sê, hy glo nie mense verstaan regtig waardeur almal is nie. So dit was 'n tawwe week gewees vir hulle, en dit het hulle nou agter hulle gesit en sal nog altyd vir Chippy onthou en ek dink is dit tyd om aan te beweeg in terme daarvan die respek en die onthou van Chippy Solomon sal altyd daar wees. Nou is daar 'n groot wedstryd ook môre, en Chippy sal trots wees as hy hoor dat hulle sê dat hulle fokus om hulle beste te doen op die veld. Geland is sommer heeltemal uit, nee, hy's nêrens daar nie. Dit my hy het nou uiteindelik trekpas gekry of 'n bietjie sy ietsie gaan doen daar, weet 'n paar oefeninge gaan doen daar in die agterplaas, 'n paar balle rondgooi, kyk hy weer sy vorm kan terugkry.
Ja, dit is ek dink die samestelling van die span ook natuurlik dit was nie nuus al in die week so bietjie vroeër het hulle besluit om dit al so effens bekend te maak, maar met Marcus Miller wat op die reservebank ook opgekom het, Dobson is gevra ook oor wanneer en hoe sy rol, hulle wil nie al sy planne wegneem, maar natuurlik verstaan mense, respekteer mense, die wedstryd moet eers aangaan en takties kyk wat gebeur. Baie dinge kan gebeur as dan nie beserings is nie, dan moet jy takties dan kyk as daar beserings is, dan kom hy vroeër op. Maar hy kan natuurlik 12 en 13 speel. Hy's vir my ook eintlik uit en uit 13 of hy beste op 13 op skoolrugby gewees. En hy kan 12 ook speel en ek dink hy kan seker veel ook speel as dit moet, maar so hy kry blootstelling, maar dit is 'n 5-3 wat hom effens beskerm. Anders is daar meer druk op hom. So Yuri Matthias ook daar. Hy weer terug van die besering, so dit gee baie stabiliteit in die agterlyn op 'n 5-3. So 'n bietjie dunner op die reservebank in terme van slotte. Of is dun op die reservebank. Daar's geen slot op die reservebank nie. So dit Baie is dun. So dit ja. Dis die definisie van dun. Ja, jy kry nie dunner as dit nie. Ja. Nee, ek dink as jy die definisie van dun opkyk, dan is daar 'n foto van die reservebank van die Stormers. So ja, dit is 'n uitdaging, maar ook nie heeltemal onoorkombaar nie. Ons weet die rede is ook dat JD Schikkerling het ongelukkig beseer en dit is 'n langtermynbesering wat 'n groot verlies is. Weet van Murat wat natuurlik ook beseer is en hy kom oor 'n week of wat hulle praat van dit kan wees rondom die semifinale en dalk die kadewedstryd kan Murat weer terug wees. So dit gaan 'n belangrike komponent vir die Stormers wees. Daar is Gary Potter, daar is Connor Evans ook wat kan speel natuurlik. Hulle speel teen die Sharks onder 23. Maar die plan sal wees dat Tennyson wat nie die grootste man ooit is nie, maar hy's goed in die lyn staan. So dit sal 'n speler wees as hy nood regtig baie groot raak en Jason Dixon natuurlik kan slot toe skuif van op die veld. Maar as daar probleme is op beserings, dan sal Tennyson 'n groter rol speel. So Keke Murabi is terug. Hy het 'n baie goeie wedstryd teen die Bulls se onder 23 gehad in 'n span wat die Stormers onder 23 verloor het die laasweek en ook 'n paar goeie dinge gedoen, veral op sy verdediging is hy baie belangrik in die laaste 15-20 minute, het John Dobson ook gesê, en natuurlik is hy 'n speler wat ook baie momentum kry. Hy ook 'n baie goeie 3 gedruk teen die Bulls wat van 'n 5 meter skram wat so 3 manne so rondom hom gehang het wat hy tot oor die doellyn gegaan het. So hy het 'n groot teenwoordigheid en dis 'n wedstryd wat hy nodig gaan wees veral op die verdediging in die laaste 15-20 minute. Maar dit is effens kommerwekkend dalk as dit is 'n groot woord, maar dat daar nie erkende slot op die bank is nie. So dit plaas druk op die Stormers dat almal moet gesond bly. Wel, ek dink Jason Dixon is die aangewese kandidaat vir 4. Ek dag sien die Lions het ook vir Rowan Venter op 4 gekies. Ons het al lankal gesê, jy weet. Lyk my die Bokke hou ook van 'n 4 of 'n 7. Dit is so uitruilbaar. 'n 4 slot of 'n 7 flank. So ek dink dit is waarskynlik maar wat hulle gaan moet noodgedwonge doen. Net vinnig terug na Marcus Miller toe. Dis 'n groot wedstryd vir ouetjie om sy debuut te maak, né? Die Glasgow Warriors. As jy daai span kyk, as jy nou kyk na hom, maar Jessie, jy weet, hoekom hulle nie laasweek teen Connacht vir die kans gegee het wat die ons het die Stormers wel verloor, maar dis nie asof so 'n groot wedstryd was en hierdie is 'n soos jy nou gesê het reg 'n toetswedstryd, né? Gooi hom, dis nie letterlik in die hoek ingooi hierso. Ja, jy kry dit nie baie nie. Ek dink die afrigtingsspan sal net emosioneel daarna kyk nie. Natuurlik hulle het hom goed deurgekyk en dis baie oor gepraat in sy matriekjaar van hoe hy kan speel. So dit is nie onder verdenking nie. Ek dink dat hy moes dit eers bewys op die oefenveld. Ek dink hy het hard in die deur geklop in terme van wat hulle van gesien het, sy kondisionering. Hy lyk ek het nou net 12 kon so op die skouer klop en geluk sê, maar is nie 'n klein rugby speler nie. So hy's 18 jaar oud, maar verseker is hy fisies opgewasse vir wat op pad is. Sielkundig natuurlik is nou 'n nuwe area. Maar ek sê nou nie hy is 'n Damien Willems of 'n Frans Steyn nie, maar dit is die vorige twee wat op daai ouderdom al 'n debuut gemaak het. So partykeer weer die sê ding is as jy goed genoeg is as jy oud genoeg ook, maar dit is nie altyd die geval nie. Wil 'n speler ook nou nie vir die wolwe gooi nie. So ja, dit sou beter gewees het miskien teen 'n ander span, maar ek dink al die spanne in die URC is seker nie te maklik nie, maar Glasgow Warriors verseker die moeilikste of een van die moeilikstes saam met 'n paar Suid-Afrikaanse spanne. So ja, dit is ek dink wat ek opgetel het is hy het hard in die deur geklop. Ek dink hulle seker gemaak het hy al die boksies tik as ek so kan sê en hulle is gemaklik dat hy dit wel sal kan doen. Natuurlik dit kan wees dat hy net 10-15 minute kry.
om die waarheid te sê, ek dink as almal gesond bly, dan sal dit omtrent net 10-15 minute wees. Maar as daar beserings is, dan sal hy vroeër moet opkom. So ek verwag nie dat hy nou in die 45ste minuut al op die veld gaan wees nie. Dit sal waarskynlik eers laat in die wedstryd opkom. As dan 'n beserings is. Maar kyk, kom ons praat vinnig oor Glasgow se span. Ja, jy het genoem van 'n toetswedstryd. Patrick Schickerling, Gregory Hiddleston, Sander Ferguson, Ryan Burke, Alex Samuel, Ewan Ferry, Angus Fraser, Jack Dempsey, hy's uitstekend. Ben Afshar natuurlik. Nog steeds Horn is nog nie terug nie, so dis een van die groot swak plekke. Adam Hastings begin op 10. Dis ook 'n bietjie van 'n ongewone keuse daar. Ollie Smith, Sione Tupeluta, Hugh Jones, briljante senterkombinasie wat ook vir Skotland speel. Kyle Steyn, ons weet hoe goed hy is. Waarskynlik die beste vleuel in die wêreld op die oomblik met contestable skoppe, soos ons reg weet. En dit Karl Rowe op die heel agter en dan op die bank, maar ook is net so sterk. Hierdie gaan 'n thriller wees hoor. Hierdie is nie sommer net 'n hardloop op van die punte nie. Nee, en Glasgow Warriors hou van aanvallend speel natuurlik en die weer gaan dit toelaat ook en dit is 'n 2 uur wedstryd. So 'n vroeë wedstryd, die son sal skyn, dit sal 'n lekker dag wees. So ja, 'n baie goeie span. Daai senterpaar is topklas. Laaste paar wedstryde van Hugh Jones ook vir die Glasgow Warriors voor hy weggaan. En Tupeluta is waarskynlik internasionaal een van die beste senterpare. Jy kan miskien argumenteer Kriel en Talende is ook in daai gesprek. In terme van 'n senterpaar hoe hulle gespeel het, dis eintlik die Leeu's, Britse eerste Leeu's senterpaar. So dit is dit gesit dit in konteks. Baie sterk span. Kyle Steyn, dink vir wat jy op 10 genoem het ook gespeel teen die Leeu's, maar het ook gespeel teen Toulon. Hy begin teen Toulon ook. Dink is sy derde wedstryd in 'n ry nou op 10. Dit is 'n sterk span, sterk voorspelers daai hele al wat eintlik oorgebly het is die 2 slotte en 'n 8ste man en heligter omtrent van wat gespeel het in Johannesburg. Nuwe voorry, nuwe flanke wat ingekom het, nuwe sentersvleuels, so dit is 'n baie sterk span. So die Stormers weet wat hulle op pad is en hulle het ook voorberei vir dit, maar dit gaan toetsrugby wees. So goeie wedstryd wees met kyk. Jammer is 2 uur. Hulle kon gerus maar dit omgery het met die Leeu's gesê het julle speel die 1 week 2 uur en ons speel 6 uur of 4 uur en ry dit om. 2 uur is eintlik 'n bietjie wreed om te speel want hier is so baie wat aangaan met skole rugby en goed ook in die Kaap wat mense ook gehad het, meer mense moet hier wees, maar dit is maar die aard van die bepalings. Ja, natuurlijk altyd vir hulle uitstekende rolmol met die rolmolbewegings, baie goed daarmee, altyd baie goed op verdediging. Nee, ek dink nie daar's 'n beter wedstryd hierdie naweek as jy my vra nie. So kom vinnig wat waag jy, wat is jou voorspelling, hoe lyk die Stormers se lyfstaal vir jou? Is hulle vol vertroue? Dinge nou beter? Ja, dis baie moeilik om dit te bepaal, hè. Wat jy sien is natuurlik baie positief. Dis daai een X-faktor wat jy nie weet hoe dit gaan gebeur nie. Oor dit ons almal, ek dink ons almal wat kyk ook en wat al oor rugby gepraat het nog nie so 'n week in enige franchise gesien amper nie. Weet jy, het baie mense wat lank by 'n franchise is en as so 'n persoon die effek daarvan sielkundig is so 'n bietjie onbeproef, maar moeilik om te sê hoe hulle gaan terugkom. Een ding wat wel in plek is, die manne is gefokus en rustig, het deur alles gewerk, verstaan wat verkeerd gegaan het en is positief. So dis al wat hulle kan vra. Daar gaan nie minder emosie wees met die opdrag, so rou emosie, daar gaan nie trane wees nie, so verskoon tog, so ek dink almal wil ook wegbeweeg van daai emosie af. So ja, ek dink moeilik om te bepaal MW wat kan gebeur. Vormgewys kan mens kyk wat met die Glasgow Warriors in Johannesburg gebeur het, en ek dink mense moet kyk na wat hulle gedoen het in die Europese kompetisie om hulle vorm eintlik te kan bepaal. So hulle laaste wedstryd wat hulle daar gespeel het was teen Toulon, wat hulle verloor het, wat hulle ook maar net so wel kon gewen het. So ek dink gevaarlike span. Dit is vir my baie 50-50. Dis 50-50 as gevolg van die tuisveld. Miskien as dit by 'n ander veld was dit 60-40 in Glasgow se guns. Maar ek sou sê die tuisveld maak dit 50-50. Die Stormers kom van 'n teleurstellende wedstryd af en hulle moet baie beter. Sal moet baie beter in die laaste 15 minute veral. So ja, scrums gaan belangrik wees, vaste fasette, klomp scenario's, en dan sal die aanvallende spel van Glasgow Warriors moet vaslou. So ek dink is maar wedstryd binne 5 punte, waarskynlik binne 7 punte verseker. Baie naby wedstryd wat ek voorspel. Moeilik om te sê in wiese rigting dit gaan. Ek hoop natuurlik die Stormers kan dit doen, maar dit is moeilik om te bepaal. Reg, jy praat van laas naweek se teleurstellende wedstryd. Dit was teen Connacht. Hierdie week is dit die Leeu's se beurt om Connacht te probeer oorrompel. En die Leeu's, jy praat van 'n goeie span, het self 'n goeie span bekend gemaak, né? En Asenati is daar, Frankie Horne is kaptein, Bato Glekani begin hierdie week, Siba Mahashi, hy speel wêreld en brand daar op 6.
Darien Landsberg op slot is 'n bietjie lig, dink ek. Roan Venter skuif van 7 af na 4 toe. Dis 'n interessante skuif daar. Baie mense sê al lank al hulle wil dit sien. Morne van der Berg en natuurlik die stil almal se nuwe held Chris Smit. Erik Gronier, Richard Kriel, Henke van Wyk, Andrew Davids, Kionon. Hierdie is 'n sterk span. Jy praat van weet die Hoëveld, die probleem is hier die Hoëveld lyk dit eers soos die Kaap. Dit reën die hele tyd en dit lyk dit môre weer gaan reën daar op Ellis Park. So dit maak 'n ding hier seker 'n bietjie meer gelyk, maar vir my dink ek hierdie is waarskynlik die mees amper onvoorspelbare wedstryd van die naweek en ek dink dis wat dit baie interessant gaan maak. Ja, en mens kan nie die Leeu's se prestasies heeltyd nou net ignoreer nie, of lankal word dit nie meer geïgnoreer nie, want soos al gesê het hulle die skuld gewen en dis baie moeilik om die Suid-Afrikaanse skuld te wen weg tuis teen almal. En hulle wen die wedstryd ook oortuigend. As hulle jou vasdrap dan vat hulle jou al die pad. So dis iets waarvoor kan nog ook moet uitkyk. Ek is so vermoed kan nog het hulle Karibeker eindstryd gehad laasweek. As ek by wyse van hulle vertoning en wat hulle reg gekry het en so voort. So ek is nie seker of hulle twee van hulle in die sakkie het op die volgende naweek nie. Die Leeu's het baie selfvertroue, baie goeie span. Ek hou van Batu ook op flank. Hy is baie 'n briljante speler en dan Venter op slot soos jy gesê het. Agterlyn van Wyk ek kan al die spelers opnoem. Hulle almal speel baie goeie rugby tans. So is 'n gevestigde span wat goeie rugby speel. Ek dink dit sal nie heeltemal wees soos laasweek nie. Ek gaan nie weer hê soos manne wat 80 meter hier langs die kantlyn afhardloop en 5 ouens klop en daar weghardloop dreë nie. Dit gaan nie tipies gebeur nie. Maar ek dink dit is dis 'n wedstryd wat baie naby gaan wees, nader gaan wees, maar ek dink die Leeu's gaan op die ouend gaan hulle tweede helfte weghardloop met dit. Ek dink hulle gaan met meer as 10 punte wen. Ek dink ook so. Ja, ek dink jy's reg. Hugh Griffin het toevallig presies dieselfde ding gesê wat jy nou gesê het. Hy dink Connacht het laaste naweek hulle wedstryd van die jaar gespeel, hulle eindstryd gespeel. Maar dis nie te sê dat hulle dit nie kan maak nie. Ondersteun Lancaster is hulle nuwe span en ons het die week gepraat met Pat McCarry, ons Ierse kollega daar. Connacht is besig om iets te bou daar met Stuart Lancaster en of Kieran Frawley gekry om te teken daar by hulle, die ou wat natuurlik daai skepskop oorgesit het vir die Ire teen die Springbokke daar in Durban, onthou jy? Ja, die span is besig om met rasseskrede vooruit te gaan. So hulle is om dop te hou, maar ek stem saam met ek dink die Leeu's gaan dit waarskynlik vat. Ons kyk vinnig aan na die bulle toe. Dis 'n bietjie laat, eers 8:45 in die aand is daar teen Scarlets. Johan Ackerman het sy span bekend gemaak en weer eens die sterkste moontlike span gekies en Wilco Louw is terug. So nou is dit nog sterker. Kurtley Arendse is terug, Jeswell Jooste is terug. En ek het hom gevra en hy sê vir my, ja, hulle onderskat glad nie vir Scarlets nie. Hugh Griffin het my daar op attent gemaak dat die bulle nog nooit gewen het teen Scarlets in Gleneagles nie. Ek vra ek vir Johan sê nie wat hulle steel nie eintlik daar nie, maar hulle weet Scarlets is 'n uitstekende span, so dan gaan dit dis nie net 'n weer eens, nie net 'n walk in the park hierdie nie, hulle gaan moet uithaal en wys. Ja, die span wat gekies is, sterk span. Ek dink Wilco maak dit net nog sterker, soos jy sê, die spelers wat jy genoem het. En 47-7 sê alles laasweek. So jy weet nie so ver as jy nie 'n goeie span het wat goeie rugby speel nie. So ek weet van Hugh, ek het geluister toe hulle gepraat het. Hugh is oortuig dat die Scarlets kan dit weer doen. Ek is nou so 'n bietjie meer weer in die wet van gemiddeldes gegin, so 2 keer het nie reg gekry nie, so ek dink die derde keer gaan die Bulls dit reg kry. So ek dink dis 'n wedstryd wat die Bulls gaan wen. Dit is nog steeds nie die perfekte tyd om te speel, die aandwedstryde in Wallis en enige plek in die Britse eilande is nie altyd maklik nie, maar die aanslag gaan daar wees. Ek dink nie dit gaan eenvoudig wees nie, maar ek dink die vorm van 47-7, dis maar waarop ek dit ook baseer. As jy gekyk het wat laasweek gebeur het, dit was 12-7, maar daar val uit tweede helfte. Die oomblik wanneer die Bulls begin momentum kry het, die voorspelers daai voorspelbal kry met Jooste en met Kurtley Arendse met al daai snellers in die agterlyn. Papier met sy opsies. Hy vra heeltyd vrae rondom die loskrams en ons kry dit minder in moderne rugby ook nou. Weet die skrimskakels is baie meer konservatief en speel maar net 10 en speel die manne wat die bal opvat. Hy kyk rond, hy vra. So hy hou die flanke en hy manne daar op die rande van die loskram hou eerlik. Dis lekker en so jy weet nooit wat daar gaan gebeur. Die Pollard speel goeie rugby, so dis 'n span wat van 1 tot 23 op die stadium goeie rugby speel. So ek dink dit gaan 'n wen vir hulle wees. So ek twyfel nie en ek dink dit gaan weer met meer as 10 punte wees. Waarskynlik 5 punte plus.
Oh, jy het gesê ek dink hulle gaan met 2 punte wen as ek reg onthou of 3. Ek het gesê 20. So moet my nie teleurstel nie, Bulle. Kom nou mense. Nee, ek het vir Johan gevra, jy weet, wat verwag hulle en hy sê eintlik hy's meer gefokus op sy eie span en ek wil vra hoekom heeltyd die beste span kies en weet die feit dat hulle nou uitgeval uit die Kampioenebeker uit, dit hulle ekstra rus naweek gegee. Hulle is nou weer die naweek wat kom. So hulle kan bekostig om hulle span die hele tyd te speel. Dit is baie goed vir hulle samespel en kohesie soos ons al gesê het, sodat hulle soort van opbou. Jy weet volgende paar wedstryde Zebra en Benetton. Ek weet nie wat hulle daar gaan doen nie, maar die feit van saak is wanneer ons by die uitlooprondes kom, gaan hierdie Bulle op al hulle silinders vuur. Baie van die ander spanne is besig om behalwe nou die Lions, is besig om te raap en te skraap. Jy het nou gesê die Stormers het alweer 'n slotkrisis. As jy altyd probleme met 'n vleuelkrisis en ek praat ook nie van die Stormers, ek praat van oor die algemeen. Hierdie tyd van die seisoen sukkel die spanne met beserings en manne wat nie heeltemal op vorm is nie. Die Bulle aan die ander kant lyk of hulle al beter speel. Ja, en dit kom oor 'n tyd en dit was momentum wat opgebou is oor tyd en dit was eintlik het dit begin daai Sondagoggend na die Stormers wedstryd. Ek dink daar het die manne bymekaar begin trek aan 'n Maandagoggend en so dit was 'n wedstryd wat hulle effens teruggesit het, maar hulle het gou weer op die regte roete gekom. So ek dink die balans is wat my oog tref en is gevestigde spelers. So is 'n baie sterk span. Dit is nou ervaring en dit was afwesig 2-3 jaar terug in die Bullspan. Het jy min springbokke gehad. Jy wisselik het jy in 2 jaar se tyd baie springbokke bygekry en ervare springbokke. So dit maak 'n groot verskil as jy vat daai hele voorre, jy vat daai vaste 5 omtrent. Jy vat eintlik 'n hele pak voorspelers en almal het omtrent behalwe Johan Vermaak het omtrent wel uitgedraf vir die springbokke. So en dan 'n klomp, daar's nog by reservebank ook springbokke. So dit maak dit baie moeilik om voorlangs vir daai manne te kan terughou is 'n groot uitdaging. So hulle kom heeltyd aan 'n momentum sluk jou ergens in en daar kom nog baie meer druk van die agterlyn van die reserves ook af. As ek die spanlys reg gelees het, het ek Jandre Rudolph gesien op nommer 23. Ja, ek het hom gevra daaroor. Ek weet hoekom dit is. Ja. Hulle het die try gehad vir my. Dis hoekom my speler nommer 23 is. Daar's 'n try probleem. Okay. Dis enigste rede. Ek het hom pertinent gevra, ja, vir Johan. Ja. Okay, so hy's nie 'n reserve agterlyn nie, hy's glad nie. Daar's niks in die sters daar nie. So. Okay. Ja, so sies dalk so ja, dit is 'n sterk span en ek dink momentum. Mense natuurlik nou nie die Scarlets onderskat nie en mense verstaan dat in Gleneagles gebeur die afgelope paar jare en ek dink dit gaan nie eenvoudig wees nie. So, maar dit is hoe die Bulls dit ook moet benader. Sê wel, dit is verwag 'n groot aanslag en dit was die geval, onthou, dit was die geval laasweek ook geweest. 12-7 was nie oortuigend geweest rustyd nie. Dit was 'n voorsprong, maar dit was nie dat die Bulls heeltemal weggehardloop het met dit nie en hulle moes they had to earn their right, soos die Engelse sê. En dit is slow poison baie keer. En dit is wat die Bulls met jou maak. Weet jy, die dinge wat hulle doen aan die eerste helfte, begin jy eers insluk hier die 60ste minuut baie keer. Ons het daarvan praat. Ons het ek en Hugh Griffin hierdie week 'n onderhoud met Neil de Bruin gehad. Ons sal dit of Sondag of Maandag pos. Ek het vergeet Maandag se vakansiedag. So ek's nou heeltemal seker nie, maar kyk uit daarvoor. Ek jou vertel, né? Call me impressed. Dis dit die regte woord is om te gebruik. So wat van 'n intelligente afrigter of persoon het ek baie lank daar sien. Jy het gesê dis waarskynlik een van die mees intelligente afrigters wat hy nog ooit mee gepraat het. So kyk uit vir daai en dis nie omdat ons ek spesifieke Bull ondersteuners is nie. Hy is regtig besonder skerp. So dis 'n baie onderhoud. En die ander ding is kyk asseblief na daai video van my en Hugh Griffin die loose pass. Hy het 'n klomp grafieke en goeders daar gedoen wat vrek interessant was oor hoe die Bulle seisoen verbeter het. En een van die statistieke wat hy genoem het daar is die net 22 entries wat hy gaan teen die hoeveel kere die Bulle in hulle eie in die ander span se 22 gekom het en hoeveel kere die ander span in die Bulle se 22 gekom het. En daai wedstryd wat hulle so sleg verloor het teen die Northampton Saints, het die Saints 14 keer meer in die Bulle se 22 kom as wat die Bulle in hulle 22 kom het. Dis 'n hengse verskil. Nou is dit andersom. Die Bulle kom meer in die ander span as se 22 as die ander span in hulle 22 kom. Klink bietjie tegnies, maar hy verduidelik dit baie mooi. Gaan kyk uit daarvoor. As jy nog gekyk het nie, maak seker jy kyk het. Ek dink jy het dit gekyk het jy gesê. Ja, ek het gekyk en dit is baie interessant. Daai grafiek het so na boontoe en ondertoe gegaan. Mense moet mooi kop hou as jy hom kyk, maar dis verskriklik interessante statistiek. Ek dink daai video, ek het daai hele video gekyk en dit was geweldige interessante statistiek geweest. Hugh is baie kundig op dit en hy sien dinge raak wat ons nie raak sien nie. En dit trek eintlik ook weer, ek wil nie teruggaan na die Glasgow Warriors nie, maar dit is wat Van Rooyen ook gesê dat hulle raak gesien het van die Glasgow Warriors, dat as hulle in jou 22 is, dit hulle 13 of ek praat van 13 opsies om aan te val. Ja. En hoe belangrik dit vir hulle was om hulle nie strafskoppe te gee nie. So dit gaan Saterdag
weer die geval wees, en dit geval wees vir die Bulls ook. Jy kry jou maklikste, ek praat maar die Engelse woord, jou entries into the 22, deur middel van strafskoppe, wat jy maar tipies daar inskop, jy het 50-22 wat ook werk, en partykeer word 'n vleuel daar uitgeduik in die kwartgebied. So dis jou 3 opsies baie keer, maar so meestal, ek dink, ek weet nie, daar statistiek gesien nie, maar ek vermoed is 70-80% van jou kere wat jy in die 22 is van strafskoppe wat jy daar uitskop. En dan moet jy die vermoë om dit ook klaar te maak. En ek dink dis wat die Bulls baie goed doen. Dis terugkom by die Bulls. Die Bulls het daar baie verbeter en het 'n paar opsies ook nie net met dryfbewegings nie. Agterlangs ook nou opsies. So dit gaan die uitdaging wees van die Scarlets om hulle uit die 22 uit te hou. Ek dink dit gaan Northampton wees. Ek dink die Scarlets gaan 15-14 keer meer kansse kry nie. Meer kansse, nee, dis nie as hulle 15 kansse gekry het, 15 meer kansse as die hulle gekry het. Dis 'n ongelooflike statistiek. Ek het amper vir my stoel afgeval. Kyk, het ek die perskonferensie met Johan Ackerman gepos op ons Megaphone Rugby kanaal. Ek sal die skakel hierbo sit, jy kan net klik en gaan kyk. So Arie, dankie man. Ek dink soos 'n vinnige kykie na wat die naweek gaan gebeur. Ek dink is soos ek sê 'n lip lekker naweek vir rugby. Ek gaan nou nie oor die Sharks praat nie, want ek dink hulle sê hulle het 'n 10% kans, en as ek nou daar gesê het, as iemand uit die boom uitval en weet 'n kat al oor die straat of iets, dan kan hulle dalk nog ergens kom, maar daar's te veel faktore buite hulle beheer. Ek dink die Sharks seisoen is verby. Ja, en dis ook 'n Vrydag aand wedstryd, en ek dink dit is om die draai nou. Maar nie net dit nie. Ek dink hulle het dit moeilik gemaak die afgelope naweek. Maar ja, jy weet, soos hulle sê, as jy nou dit optel, tegnies is daar nog 'n kans, maar dan sal daar hele paar goeders in hulle guns, alles in hulle guns moet gaan van hier af regdeur. So dit is moeilik natuurlik, maar lekker vooruitsig. Die Talbot sê klaar, DHL Stormers Glasgow met 0 minute, so almal is reg vir afskop, en die manne is besig om die reg te maak vir die kapteinsoefening, met waar te sê hulle sla op die veld, so ek het die kamera maar so 'n bietjie skuins geskuif dat hulle nie vermoed dat ek nou 'n spioen is hierso nie. Maar so almal is polisie kom jou arresteer, my maat. Jy's infiltreerder. Ons het die naweek lekker gelag oor Hugh Griffin. Ons het so gespot met Neil de Bruin, want hulle was bang Hugh Griffin is eintlik 'n spioen vir die Scarlets. Ons spot maar net, weet, hulle het nie regtig so gedink nie, maar as jy nou 'n spioen daar vir die Glasgow Warriors, maar jy's eintlik 'n Stormersman, man. Ja, nee, hulle warm nog op 'n kant so wys, daar is hulle besig met kapteinsoefening te doen, net so speelgrepie. So net dat mense dan kan sien dit is regtig egtig. Maar lekker. Dis 'n lekker vooruitsig vir die naweek, en sterkte vir al die mag daar 4 Suid-Afrikaanse spanne wen hierdie naweek. Ja. Ek moet net sê, jy doen maar baie moeite vir ons, weet, as jy nie Oudtshoorn toe gaan nie, as jy by die see of by die stadion, regtig, of by die swembad. Jy's 'n man met 'n plan, dankie, ons waardeer dit. Dis 'n voorreg. Ons is lief vir rugby. Lekker om saam te praat. Dankie Arie, lekker naweek hoor.